Daar is deesdae heel wat bespreking rondom die sogenaamde carnivore dieet. En met toenemend mense wat dit probeer, is daar uit die aard van die saak mense wat dit goed vind en mense wat sekere probleme daarmee het. Vandag wil ek graag praat oor een van die vrae wat mense het, na aanleiding van die feit dat 'n mens veronderstel is om 'n klomp vesel in te neem, wat natuurlik in groente en vrugte voorkom, maar nie in vleis en diereprodukte nie, en watter effekte dan op 'n mens se gesondheid het as jy hierdie dieet sou volg. Wat ek net eers bevestig vir die mense wat die carnivore dieet nie ken nie, dit is 'n dieet waar 'n mens alle grane, groente en vrugte en suikers uitsny en suiwer net vleis en diereprodukte eet. Met ander woorde, goed soos kaas, room, botter, eiers ensovoorts is toegelaat, maar geen suiker, geen vrugte, geen groente, geen grane nie. Kom ons gesels net bietjie oor die storie van vesel. Mense wil, en trouwens dokters wil ook aanbeveel dat 'n mens genoeg vesel inkry, en ek moet sê, dit is een van die gebiede waar daar nog 'n mate van twyfel bestaan, omdat soveel mense beterskap ervaar as hulle ophou om groente en vrugte te eet, ten opsigte van hulle spysverterings en grootdarm simptome. Wat gebeur met vesel is dat die menslike verteringsstelsel kan hulle nie self verteer nie. Plantvesels word verteer deur middel van mikroorganismes in jou grootdarm. En dit vorm gas. Met ander woorde, van die eerste dinge wat gebeur as jy groente en vrugte uitsny, met ander woorde vesel uitsny, is dat winderigheid dramaties afneem. En dit is ook so dat vesel massa vorm in jou grootdarm, en juist dit veroorsaak vir party mense probleme met hartlywigheid. Met ander woorde, as daai subgroep van mense dan ophou om vesel te gebruik, verbeter hulle hartlywigheid. En ons wil graag 'n bietjie verder daaroor praat. Kom ons praat net so 'n bietjie oor hartlywigheid. Normale stoelganggewoontes word beskryf as tussen 7 stoelgange per dag en 1 stoelgang per 7 dae. Met ander woorde, baie wye variasie. Dit is met ander woorde nie nodig dat jy 'n daaglikse toiletroetine sal hê nie, maar nou moet ek sê dat jou darm regtig soos 'n kind is. En dissipline en roetine is vir jou darm baie belangrik. Trouwens, jy kan jou darm eintlik leer om 1 keer op 'n dag op dieselfde tyd dan te gaan. En in daai sin is dit dan goed, maar dit is geensins noodsaaklik nie. As 'n mens dan op die carnivore dieet wel hartlywig is vetinname waarskynlik die eerste ding wat jy na moet kyk. Jy het nou opgehou om vesel te neem, jy vertrou nie meer op vesel om jou darm of jou stoelgang sag te hou nie, en nou is vet vir jou belangrik. Dierevet by verre die belangrikste, maar enige vet sal 'n sagte stoelgang vir jou veroorsaak as jy genoeg daarvan inneem. Beste met ander woorde is om dierevet in te neem, saam met jou vleis, of in die vorm van botter of selfs room, maar dit is belangrik dat dit dierevet moet wees. Party mense gebruik olyfolie of kasterolie. Kasterolie nie vir sy gewone effek nie, maar doodgewoon as 'n smeer effek, maar dan moet 'n mens nie baie neem nie. En ek sal in elk geval dan aanbeveel dat 'n mens eerder as hierdie plantolies dierevette of botter inneem. Wat ons maar dikwels doen is ons maak 'n lekker stukkie vleis gaar en smelt 'n klompie botter daaroor. Dis beide lekker en gesond. Ek wil maar weer herinner, onthou dat vet baie kalorieryk is, trouwens 3 maal soveel as koolhidrate. Met ander woorde, jy moet maar jou gewone week of 10 dae kans gee om aan te pas, en dan sal jy agterkom dat jou koslus, jou aptyt ook 'n bietjie verminder, want as jy te veel vet gaan inneem, dan kan dit later aan lei tot te hoë kalorie-inname en met ander woorde moontlik toename in jou gewig. Ek kan miskien maar net noem dat die storie, die algemeen gehoue geloof dat versadigde vette, met ander woorde vleisvette, vir jou hartaanvalle gee, die skuif stadig aan toenemend op die agtergrond, omdat daar nie genoeg bewyse voor is nie, en selfs bewyse dat dit die teenoorgestelde is. Met ander woorde dat plantvette eerder vir jou hartaanvalle gee as hulle verhit word. Daarom wil ek sommer nou aanmoedig dat julle verhitte plantvette soos die pes vermy dit absoluut. Goed soos sonneblomolie wat jy gebruik om mee te bak, moet jy werklik waar vermy. Margarine sou ook aanbeveel dat jy dit vermy. Toenemend word sogenaamde transvette of verhitte plantolies dan gesien as
groot oorsaak van baie van ons gesondheidsprobleme. Twee van die ou beginsels geld nog steeds by hartlywigheid. Jy moet maar jou waterinname verhoog en jy kan regtig maar elke dag 'n bietjie stap. Oefening, dit hoef nie vreeslike oefening te wees nie, maar as jy elke dag gereeld 'n entjie stap, gaan dit werklik ook help om jou maag gereeld te hou. Dan moet ek tog noem dat daar een aspek is wat die meeste mense nie genoeg van gebruik nie. Dit is goedkoop. Dit is sonder enige neeweffekte en dit is naamlik weefselsoute of soos die Engelse dit noem, tissue salts. Hierdie minerale, want dit is maar wat hulle is werklik baie behulpsaam by vreeslik baie toestande en in hierdie geval wil ek aanbeveel die nommers 1, 3, 9, 11 en 12 help regtig baie met hartlywigheid. Ek het gevind dat as mense selfs 'n klein bietjie graan gebruik saam met hierdie karnivore dieet, dan voeder dit jou hele darmgewoonte op. Mense sê dikwels dat hulle allergies is vir graan, dit mag wees dat baie mense is, maar eksperimenteer maar self en kyk wat werk vir jou, maar wees bewus daarvan. Daar's 'n paar interessante waarnemings. Daar's mense wat sê 'n mens moet baie meer Vitamiin C inkry en dit is belangrik om te let dat jy dit nie via lemoene gaan inkry nie. Jy moet dus maar die pille of die poeier gebruik en as jy genoeg daarvan gebruik, dan maak dit jou maag ook los, maar wees maar versigtig want dit kan jou maag brand, dit kan jou 'n bietjie soeibrand gee en dit kan ook jou maag irriteer en daarom 'n maagpyn veroorsaak. So wees versigtig en veral op 'n nugter maag om nie te veel Vitamiin C in te neem. Dan 'n ou raad wat baie mense al gebruik het, is om pruimedantsap in te neem. Jy kook 'n klompie pruimedante op vir 'n hele rukkie en dan gebruik jy daai water waarin jy hulle gekook het, so eetlepel op 'n dag en baie keer help dit dan met hartlywigheid ook. Dit is algemene raad, dit is nie 'n raad net vir karnivore nie. Let ten slotte op dat jou huisdokter werklik jou beste vriend kan wees met al jou gesondheidsprobleme, maar dit is ook so dat huisdokters 'n bietjie stadig is om hierdie nuwe sogenaamde modedieete te aanvaar. Dit is egter so dat die bewyse vir die karnivore dieet is toenemend nou wetenskaplik bewys en jy kan gerus vir jou dokter vra om te gaan kyk op die sosiale media na al die navorsing daaroor en ook vir hom te vra of hy seker is dat daar enige manier is of die karnivore dieet jou kan beseer of beskadig, want baie mense leef nog met die ou gedagtes wat nie noodwendig meer geld nie. Dan die ou gewone goeders wat ons maar altyd herhaal, jy is absoluut uniek, wat vir een mens werk gaan nie vir 'n ander mens werk nie en baie belangrik, jy is jou eie beste dokter, jou eie beste waarnemer. Jou huisdokter, so goed as wat hy is nie elke dag saam met jou en kan nie so fyn oplet soos jy nie. Baie belangrik. En dan die laaste punt is, onthou dat 'n mens is 'n geweldige ingewikkelde stelsel. Moenie eenvoudige oplossings soek nie. Dit het baie waarneming nodig en baie eksperimentering nodig om te sien wat presies vir jou gaan werk. Sterkte daarmee.